Goeiedag, ek is Chris Mostert, die direkteur van GoTel Bible College. Ek is ook die opsteller en aanbieder van hierdie betrokke lesings wat handel oor eklesiologie, ook bekend as gemeentekunde. Nou, as ons dink aan hierdie reeks eklesiologie, wat die rede is hoekom ek dit ingesluit het by hierdie curriculum by die leerplan, is naamlik die volgende. Dit is 'n studie wat handel oor die ontstaan en die roeping van die Christelike kerk. Nou, ek gaan so 'n bietjie geskiedkundige agtergrond gee eers, maar wat baie belangrik is van hierdie reeks, is om net weer te kyk, wat is die roeping van die Christelike kerk in die tyd waarin ons lewe? Het dit 'n roeping en wat is daardie roeping volgens die woord van die Here? En dit is waarby ons gaan stilstaan. Ek beloof dat dit baie interessant, maar ook baie geseënd en insiggewend sal wees. Nou, die eerste lesing van hierdie reeks handel oor die apostoliese tydvak. Dit is die tydperk toe die apostels gemeentes gestig het en ook daardie gemeentes bedien het. Nou, in hierdie tydperk van die kerkse geskiedenis, die apostoliese tydvak, was daar baie interne probleme gewees. Daar was byvoorbeeld die probleem rondom dwaalleraars. Judas vers 18 en 19 staan daar, dat hulle vir julle gesê het, in die laaste tyd sal daar spotters wees, wat volgens hulle eie goddelose begeerlikhede wandel. Dit is hulle wat skeuring maak, sinnelike mense, wat die Gees nie het nie. Dit is wat die Here vir ons in sy woord ook waarsku teen dwaalleraars. Die volgende probleem wat ook daar was, is dat sommige ook nie die leiding van die apostels aanvaar het nie. En dit is baie belangrik om dit selfs in ons tyd ook te bid van die Here, naamlik die gawe van onderskeiding om te kan onderskei wat is reg en wat is verkeerd, na aanleiding van 1 Korintiërs 12 vers 10. Nou, sommige het in die tydperk van die apostels, het hulle ook nie die apostels se leiding aanvaar nie. 3 Johannes 1 vers 9 en 10 staan daar, ek het aan die gemeente geskrywe, maar Diotrefes, wat onder hulle die eerste wil wees, steur hom nie aan ons nie. Daarom, as ek kom, sal ek hom herinner aan die werke wat hy doen, deur met slegte woorde teen ons uit te vaar. En hiermee nie tevrede nie, ontvang hy nie alleen self die broeders in die gasvry nie, maar verhinder ook die wat dit wil doen, en werp hulle uit die gemeente. Dit is eintlik 'n verskriklike ding wat hierdie spesifieke man gedoen het, maar dit is die probleme wat die kerk mee geworstel het in die tyd toe die apostels nog self op aarde was en tussen die gemeentes beweeg het. Die derde probleem is naamlik valse leringe, en dit moet 'n mens ook kan onderskei. Wat is reg en wat is verkeerd? En dit is wat ek probeer met hierdie reeks lesings, skeie onderwerpe, om leiding te gee oor sekere aktuele sake. Veral as ek dink aan die gesag van die woord van die Here wat aan die gedrang gekom het, en ook die roeping van die kerk, hoe belangrik dit is, en dan ook mense se persoonlike verhoudinge, wanneer ek dan praat oor persoonlikheidsontwikkeling. Nou hier kry ons nog 'n probleem wat die kerk mee geworstel het, en dit is naamlik 2 Petrus 2 vers 1 tot 3. Maar daar was ook valse profete onder die volk, net soos daar onder julle valse leraars sal wees, wat verderflike ketterye heimlik sal invoer, en ook die Here wat hulle gekoop het, verloon, en 'n vinnige verderf oor hulle self bring. En baie sal hulle verderflikhede navolg, en om hulle ontwil sal die weg van die waarheid gelaster word, en uit hebsug sal hulle met verdigte woorde voordeel uit julle trek. Nou mense, hierdie ding is 'n baie belangrike en aktuele saak, is dat daar ook ongelukkig mense selfs in ons tyd, in die bediening staan, maar waar daar 'n oorbeklemtoning is van fondse en befondsing.
Nou ek wil nie daarop ingaan verder nie, maar ek glo u sal leiding kry ook by die Here om dinge te kan onderskei. Wat is reg en wat is verkeerd? Kom ons gaan verder na die volgende probleem wat daar in die kerk was. Indien daar verskille was, het hulle uit die kerk gegaan, en dit is 'n baie aktuele ding, dat baie mense sommer maklik ongelukkig geraak oor iets, soms kleinlike goedjies, wat eintlik nie eers noemenswaardig is nie, maar op grond daarvan dat hulle fisies of teleurgesteld is, iemand het hulle nie gegroet nie of wat ook al, en dan sommer die kerk verlaat. Nou hier vind ons dit in 1 Johannes 2 vers 18 en 19, kinders, dit is die laaste uur, en so julle gehoor het, dat die antichrist kom, bestaan daar ook nou baie antichriste, waaruit ons weet, dat dit die laaste uur is. Hulle het van ons uitgegaan, maar hulle was nie van ons nie. Want as hulle van ons was, sou hulle by ons gebly het. Maar dit moes aan die lig kom, dat hulle nie almal van ons is nie. Dit wys nou op die antichrist, en dit is dat hulle nie let op wat die Here in sy woord sê nie, maar handel op hulle eie emosies. En dit is hoe ek dit nou maar verstaan en interpreteer. Mense wat handel op hulle emosies in steede van op die woord van die Here as die waarheid. En die Here het juist sy Heilige Gees gegee om ons in die waarheid in te lei en daardie woord uit te lewe teenoor mekaar. Lees maar gerus 1 Korintiërs 13 wat God se liefde is en wat God se liefde nie is nie. En toets jou eie lewe aan 1 Korintiërs 13. Ek dink dis die belangrikste barometer wat ons kan gebruik om ons eie lewens in te rig na aanleiding van 1 Korintiërs 13. Maar hier vind ons dat mense die kerk gaan op grond van allerlei vleeslike oorwegings in steede van om te bly in die kerk waar die Here vir hulle geroep het. Die ander probleem wat na mense ook gevind het in die apostoliese tydvak is wat hulle noem gnostisisme. Nou gnosis beteken kennis. Nou wat hieruit afgelei word is dat materie is boos en sleg, en wat baie belangrik is jou gees, en dat jou gees deur spesiale kennis wakker gemaak word. Nou dit klink nou alles reg en korrek, dat mense gees deur die woord van die Here wakker gemaak moet word, maar dit gaan so 'n eentjie verder, en dit is die volgende, en dit kry ons ongelukkig in een baie prominente kerkgenootskap internasionaal, wat baie klem laat val op jou gees wat gered moet word, jou gees wat gewederbaar is, maar wat jou liggaam betref, dit is vir die verderf. So wat dit op neerkom is, dat jou liggaam kan maar sondig, want dit is die vlees, dit gaan in elk geval vernietig word, maar wat belangrik is jou gees. Ek wil nie verder daarop ingaan nie, ons gaan op 'n later stadium weer terugkom na hierdie leerstelling. Maar daar was ook 'n ander probleem, en dit is dat daar mense was in die tyd van die apostels, wat Christene wil verjoods, om sekere Joodse gebruike na te kom. Ons vind dit byvoorbeeld in die gemeente van Galasië. En dan vind ons die ander ook, 'n leer wat aan die tydperk van die apostels en na die apostoliese tydvak ook verder prominensie gekry het. En dit is naamlik dat die Ou Testament geïgnoreer maar word, want dit het te doen met die Jode, en dit betrekking op die Jode, maar nie op die Christene nie. Dit was 'n leerstelling van 'n persoon met die naam van Marcion. In ander woorde, hy het gesê die Ou Testament het niks te sê vir die Christene nie. Dit was sommige van die leerstellings wat onder die Christene gewees het. Nou nie onder almal van hulle nie, maar dit was aanwesig gewees, en ek lig dit maar net om te wys hoe het die kerk in die tydperk van die apostels geworstel het rondom hierdie probleme. Nou, daar was vleeslike gesindhede. In 1 Korintiërs 3 vers 1 tot 4 staan daar, en ek broeders kon met julle nie spreek soos met geestelike mense nie. Dis 'n verskriklike aantuiging wat hier gemaak moet word. En ek dink was vir hierdie man baie hartseer, hierdie apostel Paulus, om dit aan 'n gemeente te skrywe, dat hy nie met hierdie mense soos geestelike mense kan praat nie, maar soos met vleeslike, soos met klein kinders in Christus. Ek het julle met melk gevoed, nie met vaste spys nie, want julle was nog nie daartoe in staat nie, en julle is nou nog nie daartoe in staat nie, omdat julle nog vleeslik is.
want aangesien daar onder julle jaloersheid en twis en tweedrag is julle nie vleeslik nie en wandel julle nie na die mens nie, want as die een sê ek is van Paulus en die ander ek van Apollos, is julle nie vleeslik nie. Nou is hierdie dinge waarmee die kerk geworstel het en wat ons in 'n mindere of meerdere mate ook vandag in die kerk vind, dat mense besig is om partyskappe te skep en sekere voorkeure en sekere afkeure het en dan het ook bewys in dit in die proses dat daar verdeeldheid kom in onder die Christen gelowiges van die betrokke gemeente. Volgende gesindheid wat ons ook hier vind is Jakobus 4 vers 1 tot 4. Waarvandaan kom oorlog en vegtery onder julle? Kom hulle nie hiervandaan van julle welluste wat in julle lede stryd voer nie? Julle begeer en julle het nie. Julle pleeg moord en is naaiwerig. Julle kan niks verkry nie. Julle veg en maak oorlog. Julle het nie omdat julle nie bid nie. Julle bid en julle ontvang nie omdat julle verkeerd bid, om dit in julle welluste deur te bring. Egbreekers en egbreeksters, weet julle nie dat die vriendskap van die wêreld vyandskap teen God is nie? Wie dan 'n vriend van die wêreld wil wees, word 'n vyand van God. Dis 'n baie belangrike saak en dit is waarmee die vroeë Christelike kerk onder andere ook geworstel het, wat ons hier lees onder aan Jakobus 4 vanaf vers 1 tot 4. Nou, in die tyd van die keisers, het die keisers daarop aangedring dat mense hulle moet aanbid. Hulle word ook gesien as gode. Daar was ook ander gode gewees, maar die keiser was ook God gewees. En Christene was bydien ook nie kredietwaardig nie. Hoekom? Omdat daar allerlei kinderstories onder die mense gewees het rondom die Christene. Hulle is maar klein groepies gewees in Korinthe van 'n stad met 100.000 mense, was maar omtrent so plus minus 100 Christene gewees. En daar was probleme onder die 100, soos wat ons reeds nou hier gelees het in aan die briewe van Paulus wat hy geskryf het aan die gemeente in Korinthe. En mense wil hulle nie identifiseer of assosieer met hierdie mense nie. En dan 'n ander kinderstorie wat ook maar rondgeloop en dit is dat die Christene eintlik kannibale is, want hulle drink mense bloed en eet mensvleis. Met ander woorde, dit verwys eintlik na die nagmaal, maar dit wys net as jy nie kennis en insig het nie, wat die afleidings kan wees. En hierdie tipe kinderstories het mense negatief gemaak rondom die Christelike kerk, en dat hulle nie veel van 'n getuienis gehad het onder die mense nie. Die ander ding is, dat hulle ook gesê het, dat die Christene trou onder mekaar, broers en susters, familielede wat mekaar trou. En dis eintlik nie so nie, ons weet mos almal, dat in die kerk van die Here Jesus Christus noem ons mekaar broers en susters in die Here Jesus Christus. Met ander woorde verwysend na die familie van die Here Jesus Christus, maar die buitestanders wat heidene is, hulle het dit anders geïnterpreteer en hierdie valse gerugte het hoogtyd gevier onder die mense dat hulle baie negatief opgetree het teenoor Christene. Nou, in die 2de eeu na Christus het daar nogal vindingryke dinge na vore gekom, hoe mense hulle geloofsbelydenis teenoor mekaar erken. En dit is byvoorbeeld dat hulle op die grond byvoorbeeld 'n stok sal neem en so 'n tekeningkie sal maak van 'n vis. Nou in die Grieks staan bekend 'n vis bekend as ichthus. En elkeen van die letters het 'n betekenis, soos byvoorbeeld die I is Iesus, dan die tweede een is Christos en die derde een is Theo en die vierde een is Huios en die laaste letter is soter, ichthus. En dit beteken Jesus Christus, seun van God, redder. Dit is eintlik 'n mini geloofsbelydenis as iemand 'n tekening maak in die sand in die vorm van 'n vis, dat hy vir die ander een kan sê in wie hy glo. Dis 'n mini geloofsbelydenis en dat die ander een dieselfde daarop reageer om ook te bely te erken, maar dat hy ook 'n volgeling is van Jesus Christus. Nou, die Christene dan ook vanweë die vervolging en probleme wat daar was, hulle toevlug geneem het tot privaat wonings en selfs begrafplaase waar min mense gekom het hulle by mekaar gekom om die Here Jesus Christus daaraan te bid en ook met mekaar geestelik te deel. En dit is net die vindingrykheid van die Christene in daardie tyd met hierdie spesifieke tekentjie wat hulle gemaak het, ichthus.
Nou die nuwe kerkleiers wat vorentoe kom het baie gedoen om te probeer om die kerk te verenig. Maar hulle was nie baie sterk gewees in die tyd van, kom ek sê 60 na Christus tot 174 na Christus nie. Die gemeentes het maar losgestaan van mekaar, maar tog was daar mense gewees wat werklik 'n poging aangewend het om hulle by mekaar te kry, soos Clemens, die biskop van Rome, wat aandag gegee het aan verdeeldheid. Baie het hulle lewens ingeboet vir dit, soos byvoorbeeld Polycarpus in 155 na Christus, wat werklik sy pad gegaan het, om dit te bewerk dat Christene by mekaar moet uitkom, maar die hoogste prys betaal het naamlik in dood, naamlik Polycarpus, so ongeveer 155 na Christus is hy oorlede. Nou, om af te sluit, as u van hierdie materiaal wil bestel, soos ek sê, ons gaan met hierdie kursus aan, en ek beloof, dit gaan baie interessant word, dit is maar net 'n bietjie kerklike agtergrond geskiedenis wat ek met u gedeel het, en ek moet dit met u deel, dat ons kan uitkom by die roeping en die taak van die kerk van die Here Jesus Christus. Maar as u van die materiaal wil bestel, ek gee dit net gou vir u vinnig deur, ons webwerf is www.kruiskrag-efamilie.co.za, en op die eerste blad van hierdie webblad sal u die hoof sien, leerplan of curriculum, gaan u dit daarin, en dan kan u bestelling plaas. Die koste verbonde aan hierdie kursus, hierdie onderwerp wat handel oor gemeentekunde, eklesiologie, is R195, en dit sluit die volgende in: 'n volledige handleiding wat u kry, as ook 'n DVD van al die lesings, ook hierdie lesing wat u sopas na geluister het, is ook daarbey ingesluit, en dan tel ook die posgelde vir mense slegs in die Republiek, wat ook ingesluit is by die R195. Dit is nou nie buitekant die Republiekie, slegs binne die Republiek. As mense hulle bestellings plaas, dan is die posgelde hierby ingesluit. Vir besonderhede rakende die bestellings kan u by hierdie webblad ingaan, en u sal ook uitvind, ons het ook sekere inligting van u nodig, om so te kan bevestig ook daardeur, dat hierdie materiaal by u uitkom, deur middel van geregistreerde pos. So u is baie welkom om hierdie webblad te besoek, en dan ook meer inligting te kry oor ons leerplan, al die kursusse wat ek hier aanbied. Ek wil graag afsluit net met 'n beroep, en dit is dat u asseblief voorbinding sal doen vir my, en ook vir hierdie bediening wat bekend staan as GoTel Bible College of GoTel Bible College. Ek is nou in die proses dat ons ook hierdie lesings wat reeds vertaal is in Afrikaans en in Engels, dat ook uiteindelik beskikbaar sal wees in Punjabi en Urdu, vir die verspreiding van hierdie materiaal in lande soos Pakistan en Indië, waar daar 'n wonderlike, eintlik fenominale herlewings plaasvind, en waarvoor ons net die Here al die eer kan gee. En die kerk daar het uitgereik na my, om dan ook hierdie materiaal te kan bekom, om dit te versprei. Ongelukkig hierdie mense gaan dit met hulle finansiëel baie swaar, en hulle het ook nie die befondsing om hierdie materiaal te bestel nie. So die Here het op my hart gelê om dit gratis beskikbaar te stel, en as u gelei voel om dit finansiëel te ondersteun, of so nie, asseblief u voorbring, dis die belangrikste, dan sal ek dit baie waardeer. Baie dankie, en die Here seën u.